Daar is rede om bietjie dieper te kyk in die koppie koffie wat jy soggens geniet, maar hy gaan ongelukkig nie soos die teeblare vir jou die toekoms vertel nie. Hallo en welkom by vandag se episode van Kletskompas. Ek is Irene Marie van der Walt en ons gesels vandag met Dion Vermeulen, die eienaar van Namibian Coffee Roasters, oor hulle bedrywighede. Maar vereers gesels ek en Rosanne Swart oor die nuus in Môre se Republikein en vir nou gaan kyk jy na die nuutste inskrywings in Republikein se kekkie kompetisie. Ons is nou weer terug. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience, creative sport tourism. Rosanne Swart saam met my in die Kletskompas ateljee. Rosanne, hoe gaan dit? Nee, dit gaan heel goed met jou. Jy lyk lieflik in jou polka dot. Ja, dit was my verjaarsdag treitjie van my ma. So ek hou daarvan om dit te dra. Baie geluk, Rosanne se ma. So in Môre se Republikein, lekker Vrydag uitgawe weer eens met 'n kollig. Daar het ek 'n lekker storie geskryf oor Florian Schott wat ook onlangs op Kletskompas was, om te gesels oor sy nuwe film African Relativity. Okay. Dit is sy heel eerste komediefilm. Enigiemand wat weet wat Florian Schott voorheen gedoen het, dit was nie komedie nie. Ja, hy is in my persoonlike mening een van Namibië se beste filmregisseurs. Hy's nie eintlik in Namibië nie, maar hy's met 'n Namibiër getroud. Hy's 'n aangelaste Namibiër. Jy weet, hy's 'n Namibiër. Hy's na die familiebraai toe genooi. So, nee, dan maak dit om 'n Namibiër. Ja, so hy is na my mening een van ons beste filmregisseurs. Die eerste Namibiese film op Netflix was ook sy film Bagu and the Giants gewees, 'n kortfilm wat hy gedoen het vir die Save the Rhino Trust. Ja, so sy vorige werk is hoofsaaklik drama. Katutura, as jy die film Katutura ken, dis ook Florian Schott daar. En toe het hy en die dramaturg Ndino Molo en die Lula nou onlangs, of nie onlangs nie, eintlik 10 jaar gelede al besluit, hulle wil iets aanpak in 'n baie spesiale, baie spesifieke projek doen, en dit kom toe nou uit op hierdie komediefilm wat nou African Relativity is sy naam vir nou. En hulle het in die vroeë produksiefase van die film ingegaan. En weet jy al wanneer hulle gaan dit gaan Nee. So Florian vertel ook in die berig, die akteurs is vir hom co-collaborators in 'n manier, in die sin dat dit gaan oor daai eienaardighede, daai quirks van Namibiese lewe, jy weet, en hoe ons baie keer teenstrydig kan wees met onsself, en dit gaan oor 'n unieke Namibiese identiteit. So die mense wat die karakter speel moet kan slang gebruik, en hulle moet gemaklik wees om te kan hop, skip en jump so tussen Afrikaans en Engels teer, soos wat ons baie keer moet doen, jy weet. So hy sê, jy weet, hy wil nie so seer vir hulle die draaiboek gee en sê, sê dit vir my op nie, jy weet. Hy wil hê hulle moet hulle eie slang, hulle eie manier van praat, soos wat dit vir hulle gemaklik is. Ja, hulle moet hulle half hulle eie maak. Ja, en dit is hoekom hy sê, hulle die akteurs is vir hom medewerkers, en dit maak dit juist vir hom moeiliker in 'n langer proses om daai akteurs te kan kies. Ja. So hulle het nou onlangs 'n oop audisie gehou en toe geslote audisies. So hulle het nou 'n redelike idee van wie gaan wat doen en wie is waar. En dan moet hulle nou natuurlik elke Namibiese film se grootste vyand
hulle moet befondsing kry. Oh goodness, ja. Ja. So Dit is altyd 'n ding. ja, maar ek dink dis twee van Namibië se beste kreatiewe talente in Dino, is 'n kort naam. Dino was ook veral in die pandemie, was hy een van die min ouens wat aktief was. Jy weet, hy het saam met Tim Hupschle Ja. 'n geslote reeks gemaak oor lewe in die pandemie en sulke tipe dinge. Ja, so 'n verskriklike toegewyde dramaturg, baie goed in wat hy doen. So ek dink enigiets wat hulle maak sal goed wees, sal die kyk werd definitief. wees. Ja, Ek dink ook so. I mean, as mens kyk na 'n bietjie van hulle vorige, die kwaliteit van hulle vorige en die diepte van dit, maar soos wat jy nou sê, dit was al die tyd drama goed voor die tyd. En nou kom ek is soos nogals opgewonde of half nuuskierig om te sien hoe hy in dit vaar. As dit nou moet heel iets anders is. Ja. Ek moet sê ek werk nou al van ek dink 2019 toe ek die eerste keer Bagger and the Giants gekyk het, wat nou die Netflix film is. Werk ek van tyd tot tyd saam met Florian en hy is nogal 'n funny guy. Jy weet, so ek het hoop vir hierdie een. Maar ja, nog een waarvoor ek hoop het is en jy gaan die hoop draadjie saam moet volg. Stad Windhoek het ongeveer 500 ton se oneetbare voedsel vernietig. En my hoop is dat ons nie te ver gaan daarmee nie. Ja. Ja, want dit is hoe dit in Amerika begin het. Jy weet dat mense goed wat heeltemal eetbaar is uitgooi en so aan en so voort. En mense wat verskriklik baie sê, jy weet, mense kon hierdie geëet het. Jy weet, hoekom dis hoe dit begin het. So ek hoop ons hou dit by oneetbare voedsel. Ja. Trek die streep daar. Ja, maar as mense kyk na daar's soveel regulasies en soveel reëls en wette rondom kos en rondom as mens kyk na restaurante ook soos wat hulle mag gee, wat hulle nie mag gee nie. So baie van hulle sonder om deur die hoeps te wil spring, dan gooi hulle dit net weg. Ja. Ek het so 'n bietjie dit was nou wel in Suid-Afrika maar 'n bietjie in die restaurantbedryf gewerk en daar was eerder 'n storie van okay nee, ek gooi dit eerder weg as om daai risiko te het vir my wat ek dit vir iemand gee en hulle claim nie hulle het siek geword daarvan of hulle het allergiese reaksie gekry daarvan of sulke tipe goed. So ek dink baie van hierdie goed word ook maar gedryf met die feit dat daar soveel wette en reëls en regulasies in plek is, wat dan nou verhoed dat kos. Ja, dit is vir veiligheid, maar ook dis baie hartseer. Dat so ek hoop dit bly soos jy sê net by onveilige verveiligheid. Rosan, dit is al die tyd wat ons het. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Ons gaan kyk nou na die weer vir môre. Namibiërs Engelsstories. Henriette Lambrecht en Germany Daddy speel hierdie stories. Soms met 'n vonkel in die oog, soms met 'n traan uitspeel. NTV se leefstylprogram van die jaar. Moenie jou weeklikse afspraak misloop nie. Elke Vrydag aand om 8uur net op NTV. Op DStv kanaal 285 of op GoTV kanaal 25. Of jy kan ons vang op 1up2.com of op YouTube. Gaan net na NTV Afrikaans. En moenie vergeet om elke dag op Uitspeel se Facebookblad te gaan loer nie. Ons bring vir jou die interessantste stories en brokkies van oor Namibië. Knertsie koffie. Wat 'n mooi woord, knertsie koffie. Henry, hier's op Uitspeel. Op Uitspeel. Uitspeel, jou speelmaat. Die regisseur Florian Schott is genooi na die familiebraai toe, maar is daar môre familiebraai weer? Kom ons gaan vind uit. 'n Sonnige dag môre in die hoofstad met 'n minimum van 8 grade Celsius en 'n maksimum van 22. Ook sonnig in die ooste op Gebabis met 'n minimum van 8 grade Celsius en 'n maksimum van 23. En die res van die noorde ook lekker sonnig met 'n minimum van 10 grade Celsius en 'n maksimum van 29 op Enhana. Sonnig môre ook op Swakopmund en teen die kus met 'n minimum van 14 grade Celsius en 'n maksimum van 18 grade Celsius. Die mistige weer en die gedeeltelik bewolkte weer kruip daarin van die suide af met 'n minimum van 13 grade Celsius en 'n maksimum van 21 op Keetmanshoop, maar steeds sonnig op Reheboth met 'n minimum van 7 grade Celsius en 'n maksimum van 23.
Die eienaar van Namibian Coffee Roasters, Dion Vermeulen, saam met my in die Kletskompas ateljee. Dion, hoe gaan dit? Goed en self. Dit gaan fantasties. Daar's Veral lekkerder nou dat ek met iemand kan gesels wat koffie verstaan soos wat ek hom verstaan. Dion, Yes. kom ons begin heel by die begin. Waar kom Namibian Coffee Roasters vandaan? Okay, so Namibian Coffee Roasters is al van 2014 af aan die gang in Namibië. So hy's al gevestigde de company wat ons al gehardloop het. So ons het nie vir Namibian Coffee Roasters begin nie, maar ons het hom uitgekoop. In 2020. Toe kyk ons na dit so in daai tyd van COVID waar die goed so baie moeilik was. So Wat ek baie koffie gedrink het. dis hy. En ons het Fire daar begin, was die groot roastery wat ons begin het. Dis die Woodfire koffie, ons doen dit nog steeds. En my liefde van koffie het begin by dis 'n baie interessante storie. So ek en my vriend het was net lus vir 'n toer. Ons het net ietsie gedoen het. En toe vat ons 'n was 'n mal toer wat ons gedoen het. En toe het ons op 'n trein se dak gespring en ons het al die pad van Okahanya al die pad gery tot ons Swakop, ons niks gehad nie. So dit was 'n baie intens tyd gewees, jy weet, jy het nou die adventure wat jy gedoen het en jy het nie regtig geweet waar jy inpas nie. En ons het toe in Swakop aangekom en ons het toe was dit rof. Dit was van plek, ons het letterlik gelyk soos boemelaars. Dit was ons klere was vuil. Dit was rof, dit was wild, dit was koud die oggend. Ek onthou dit was nog 6:00 die oggend gewees wat ons daar aangekom het. En ons was nat gewees van die Swakop mis. En jy weet, dit was en toe begin die dag. En toe raak dit rof. Ons is nog geroof die dag ook. So dis nou 'n lang storie wat ek nog gaan afbreek en so vinnig as moontlik, maar na ons geroof was, te besef was dit was so 3 uur die middag na ons hele dag. Is 'n adventure. Ons wou 3 dae gebly het by die see, maar toe besef ons dit is 'n bietjie rof. Ons is nou klaar, ons is gedaan. Toe gaan drink ons. Ek is nie seker by watse koffieshop dit in Swakop daai tyd was nie. Ek dink dit was net so 'n pop-up koffieshop gewees en ons is daar binne gewees en is die eerste keer wat ek ordentlike koffie gedrink het. So Namibië se koffiekultuur het baie ontwikkel die afgelope paar jare en toe ek koffie daar gedrink het, besef ek, joh, dis my verskriklik lekker. Dis ietsie wat ek ken. Ek ken instant koffie. 'n Jacobsie. Dis hy, jy weet, en toe is dit vir my, jy weet, 'n hele ander ervaring gewees. Dis ek, yes, maar dis ietsie wat ek graag wil doen. Ek ken dit nie, ek weet nie wat dit was nie, maar ek hou daarvan. En dis altyd hierdie ding wat in die agterkant van my kop gebly het. En na die tyd, jy weet, dan gebeur die lewe, jy weet, dan toe gaan werk ons en ek was in die vloot gewees. So 'n paar goed het ons deurgegaan het en hierdie ding het heeltyd by my gebly. En na die konstruksie Mark so geval het in Namibië, jy weet, toe ek onthou nog my baas het my eenkant toe geroep en toe vra hy vir my, jy weet, dit was moeilik geweest, sy besigheid het ons is te veel mense geweest in die company, toe het hy my nog eenkant toe geroep, toe vra hy vir my, luister, hy het nou slegte nuus vir my, hy moet my retrench. Toe sê ek, toe is ek baie bly. Toe kon hy nie verstaan hoekom ek bly was nie. Toe sê ek, nou vra hy verstaan nou nie. Toe sê ek vir hom, luister, dis nou waar ek begin, jy weet. En toe begin ek van niks af. Ek het die rooster, my eerste rooster wat ek gehad het was, ek sê altyd skool was vir my goed vir een ding. Ek het 'n hekmotor gekry by die skool wat die skool weggegooi het, want hy het gebreek, maar die motor het gewerk. Toe vat ek die motor en daai motor het ek nog altyd gehad. Toe vat ek daai motor en toe bou ek so 'n makeshift rooster. Dit was regtig net 'n makeshift ding en die ding het vir my vir 3 jaar gehou en ek het met hom basies die company begin. So dit was so tot ek my eerste klein 1 kg rooster kon koop en van daar af toe raak dit net groter. Dit is nou 10 kg Woodfire rooster en dit is nou my coffee roasters uitgekoop en ons sou ietsie ander, ons sou 'n ander lyn gehad het. Die ding is jou Woodfire is baie nice. Maar van die mense hou meer van jou jy weet jou tradisionele manier van rooster soos die jazz operated soos ons dit nou ken. En met dit het ons gegaan. Toe koop is dit uit, ons doen nog steeds die Woodfire roosters, een van my gunsteling koffies nog. Maar toe doen ons, toe koop ons nou my koffie roosters oor en toe groei ons, dit was baie klein. Toe ons dit oorgekoop het, was dit al wat regtig uitgestaan het, daar was 2 goed. Daar was 'n 6 kg rooster gewees. En dan was daar soos 'n capsule, hierdie compatible capsules wat ons pak en ons het dit gebruik. Dit was soos 'n masjien wat dit fisies pak en ons het daai toe ontwikkel en dit was klein, dit was
kleiner as 'n garage spasie. So dis baie klein geweest en toe ontwikkel is dit. En toe hier is 'n stukkie verder aan by ons landlord, daar was daar ten minste nog 'n stukkie en toe breek ons uit vir ons verpakkingsarea. Toe het ons baie navraag gekry vir dienste. Mense het gevra, luister, ons koop nou koffie, maar kan julle koffiemasjiene diens? Toe begin ons die diensarea en dit was net so sirkus geweest om dit in die gang te kry, want dit is ietsie wat jy nie ken nie. En dit in beweeg baie geleer. Nou is ons al op 'n punt waar ons nou al weet baie van die ander companies help ons of hulle kom na ons toe of ons kyk hoe ons kan raad gee vir al as jy nuwe masjiene en goed moet koop en ons ken elke masjien in en uit. En toe het ons langsaan ons ander gedeelte bygesit waar ons koffiemasjiene verkoop. So koffiemasjiene, enige toerusting van jou koffie masjiene wat jy koop en dan training ook, jy weet, opleiding vir jou baristas en daai gedeelte. So ons doen alles van A tot Z nou in die bedryf. So dit was 'n baie interessante loopbaan tot en met nou. Ja. So een ding wat vir my uitstaan, natuurlik nou hierdie verskriklike belofte storie van hoe jy hier opgeëindig het, maar jy noem herhaaldelik die wood roasted koffie. Dis hy. Watter verskil maak dit aan 'n koffie? Baie groot. So ek sê altyd die verskil is die maklikste manier om dit regtig te verduidelik is jy weet jy het jou vleis wat jy byvoorbeeld jou hoender wat jy in die oond sit of die vleis wat jy rook. So die gerookte vleis teenoor jou gewone vleis wat jy sê nou maar so gaar maak is 'n groot verskil wat jy kan proe. Of soos 'n wood-fired pizza of oven-baked pizza, jy weet daai verskil wat 'n mens ook het. So jy het relatief 'n groot verskil smaak in dit en dit doen regtig sekere koffies doen dit baie aan. So mens geniet dit. So dit is hele ander, dis soos ek altyd sê, jy lus nou vir braaivleis dan nou 'n braai koffie voor nou gaan 'n oonddoenertjie hierdie job doen. Dis reg. En die verskillende houde speel ook 'n baie groot rol in die ontwikkeling van die koffie. So byvoorbeeld lekker dinge van Namibia is dit soos weet ons het swartak, ons het kameeldoring wat op fantastiese hout is as ons werk met die koffie. So jou dit is net baie moeilik. So byvoorbeeld jou manier van jou temperature reguleer, die tipe hout wat jy kies, speel 'n baie groot rol in hoe jy die koffie rooster, maar met baie oefening en gesukkel en het ons dit reg gekry en dis op 'n punt waar dit nou verskriklik hoe kan ek sê consistent is wat ons nie meer probleme het nie. So nee, dit is baie interessant. Dit smaak regtig anders. Hulle sal maar moet probeer. Maar ek wil by jou hoor, jy weet koffie en sjokolade is van daai bedrywe, 'n behoorlike koffiesnap of 'n halwe koffiesnap sal weet waar die bone vandaan kom is baie belangrik. Korrek. Maar koffie en sjokolade is van daai twee goed wat 'n bietjie donker kan raak as jy nie versigtig is. Vertel vir ons, waar kom die bone vandaan? Okay, so bone, ons kry ons bone reg om die wêreld. So van dit kry ons reguit van die plaasboere af. Van dit kry ons by suppliers in Suid-Afrika of waar ook al ons nodig het, maar die ding is, soos jy nou groei in die bedryf, is daar sekere toerusting wat 'n mens nodig het en dit was 'n groot ding. Jy weet, ons het 'n rooster gehad, ons het 'n destoner gehad, soos baie van die roosters sal weet. En dit was te min vir alles jy reguit begin koop. So ons het nou toerusting soos ons noem dit 'n screening masjien. So hy sit die regte saadjies bymekaar en haal klippe uit en impurities en daai tipe goeders uit. Hy het so 'n fan wat al die stoffe goeders uitwaai. En dan 'n ander groot ding is dit is 'n color sorter. Nou 'n color sorter is 'n tipe masjien wat hy werk met AI. So hy lees elke boon individueel en dan byvoorbeeld hierdie net 'n donker gerooster is, dan skop hy hom uit of is daar sien nou maar ietsie van 'n ander kleur is soos grys of jy weet bruin as veral as jy bone groen deurwerk, dan haal hy al daai impurities uit byvoorbeeld en dis 'n baie groot ding. So ons het ook magnete so 'n staalstruktuur wat ons opgesit het vir ons destoners van magnete want jy kry allerlei goed in die koffie so om staal uit te haal. So jy kry byvoorbeeld oorbelle wat in die groen koffie inval soos dit verwerk of jy weet sulke snaakse goed. So daai moet ons verwyder want ek sê altyd jy kry 'n kliënt, hy koop nou vir hom 'n baie nice koffiemasjien, jy weet en hy gebruik jou bone en hy gaan nie baie gelukkig wees as hy nou 'n nuwe masjien moet vervang wat hy sopas gekoop het, jy weet oor bone wat hulle nie van weet en baie min mense weet dit. So dis maar die proses wat ons moes bygesit het met die verskillende bone wat ons koop van die lande af. Maar ja. Okay, en vertel vir my 'n bietjie, wat is julle toekomsplanne? Julle het nogals 'n groot verskeidenheid vir 'n plaaslike roosterder, as ek Korrek.
julle het groot verskeidenheid. Wat is julle toekomsplanne? Ons het baie toekomsplanne. So, as jy vir my vra, sal ek sê ek wil die wêreld oorvat, maar die realiteit is ons kyk na wat ons doel is by Namibian Coffee Roasters is om die gemeenskap te help. So baie van die groot probleme wat te sien is, jy weet 'n ou kom en hy wil 'n koffieshop opmaak met 'n masjien vir sy huis en hy weet nie wat om te koop nie. En die groot probleem is jy stap in by 'n plek, hulle verkoop 'n masjien aan jou en jy het nie 'n idee wat kos die dienste nie, hoeveel keer jy moet diens nie, jy het nie 'n idee hoe jou masjien werk nie en jy het nie tyd altyd om 'n manual deur te lees nie. Ek sê altyd hoeveel mense lees nou hulle manual deur. Jy weet en mense weet nie dit en dan jy weet dan sit jy met 'n masjien wat se dienste vir jou baie duur gaan wees. Jy weet nie waar om die diens nie. So jy gaan spandeer 10, 12, 15, 20.000 rand, soms baie meer vir 'n koffiemasjien en hy breek. En dan die vraag is wie help vir jou? Jy weet en dit is wat ons graag probeer doen. Ons weer 'n goeie produk veral as dit kom by koffie, 'n baie goeie produk verkoop teen 'n regtig bekostigbare prys. So ons probeer vir jou 'n goeie prys gee vir 'n baie goeie produk. Dis die eerste ding. Dis hoekom is toerusting so ons so geïnvest het, as dit so kan sê, in toerusting, seker te maak dat ons gee die beste vir die kliënt, nommer 1. Nommer 2, die masjiene, wat hulle nou kan kyk is, hulle kry 'n goeie masjien of 'n goeie diens en na die tyd diens ook. Jy het nie net 'n masjien nie, jou masjien is jou warranty, soos jy sê, verval. Wie gaan jou dan help? Jy weet, en dit doen ons ook, die hele after sales service. Maar die idee is om hierdie konsep, byvoorbeeld in sekere areas, soos ons kyk nou na Swakopmund ook, ons wil baie graag daar wees. Ons het 'n groot gemeenskap daar wat ons produk gebruik. Ons wil dit makliker maak. Ek sê altyd jy wil by 'n plek instap want jy voel tuis, as ek dit so kan sê. Jy voel hierdie mense gaan jou help. En dit is wat ons wil doen. So ons wil kyk vir 'n tak daarso en dan dit is nou so baie interessante ek sal voorstel almal gaan volg ons Facebook vir dit. Dit is 'n baie as dit so konsep. Ek gaan dit net so 'n bietjie dan kan jy net volg en dan sien wat's volgende. So dit is ons plan. Dit is 'n baie interessante konsep wat ons ook nou gaan uitsit vir die Namibiese mense. Okay, fantasties. Ek sal 'n oogie daar. Ek sal die alert gaan aansit. Oh yes. Maar voordat ons jou laat gaan, vir die persoon wat nou kyk en dink, ag jene, ek drink sommer 'n Jacobsie, dan sê ek nou fancy genoeg met my koffie. Wat dink jy verstaan daai tipe persoon nie van koffie nie wat jy verstaan? Okay, so ek dink die groot ding wat ons nou kyk is, jy weet, wat sit in jou liggaam? So baie mense is gesondheidsbewus en besef nie die proses waardeur sekere koffies gaan nie. So as jy gaan kyk na teen jou instant, byvoorbeeld teenoor jou groen bone wat gerooster is. Dis die skoonste manier van koffie wat jy in jou liggaam kan insit. As jy gaan kyk na die instant en die prosesse, as jy regtig gaan kyk hoe die proses hoe instant gemaak word, gaan 'n mens nogal 2 keer dink voor jy instant drink. Dit maak nie saak wat die bottel sê nie, wat die label sê nie. As jy skoon instant sou drink, sou dit vir jou regtig 'n plaaslike prys kos, want dit is 'n baie groot proses om dit skoon te kry. En as jy dit nou op so 'n manier gedoen het, dan raak dit regtig onbekostigbaar. So mens moet goed bysit om instant bekostigbaar te maak. Ja. En dis hoekom ek sê die beste is mense wat regtig filterkoffie wil drink, maar wat nou nie 'n masjien of so kan bekostig nie, kry vir jou 'n simpel ding, kry vir jou plunger, kry vir jou gemaalde koffie en go with it. Jy weet, dit is die gesondste koffie wat jy kan drink. Dit is lekker, dit is net seker maar gewoond raak daaraan, want vir baie mense wat oorgaan instant na regte koffie toe, is dit 'n baie groot aanpassing. So en dan kan jy gaan kies en daar's so baie opsies. Eers begin in die veld en van koffie gaan dan, jy weet, jy eindig nie. Dit is baie interessant. So as jy nou regtig wil fancy wees, fancier as om te sê jy drink Jacobs, nie sê jy drink uit 'n plunger uit nie, sê jy drink uit 'n French press uit. Ja, as jy nou wil baie fancy wees. Dis as jy nou regtig wil. Korrek. Vermeulen, dankie dat jy by ons was. Baie dankie. Dit was alles wat jy vir nou moet weet van koffie, maar daar is nog om te weet. Gaan volg Namibian Coffee Roasters op hulle sosiale media en hou 'n oogie daar uit vir wat jy nog volgende gaan moet weet. Maar daarmee die einde van ons episode van Klets Kompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, jy kan Klets Kompas elke maandag tot donderdag sien op Netwerk Televisie, DStv 285 en GoTV kanaal 25, soos 1up2.com. Maar tot maandag van my, Irene Marie van der Walt van Dion Vermeulen en die Klets Kompas span, is dit mooi bly.